Mense terugkyk op hierdie 55 jaar, dan is daar sekerlik, sal julle met my saamstem, die van julle wat al 55 jaar hier is, dat daar baie goed gebeur het in die gemeente, dat daar baie genade was wat die Here met ons gedeel het. Dit beteken nie, dit was altyd net, soos die Engelsman sê, klein seiling nie. Ek dink, ons gemeente het ook sy deel van die op en die af van die lewe gehad en ervaar. Maar as 'n mens hier is, en jy kyk by wyse van spreek terug op 55 jaar, dan besef die mens net dat die sukses, ek sê dit versigtig, sê dit is 'n ander steek, maar die sukses van 'n gemeente nie afhang van die geboue en die programme en die dominees en die kerkraadslede en die lidmate en noem maar op nie. Dit alles speel natuurlik 'n rol. Maar by ouend van die sukses van 'n gemeente af van God se genade, die niks anders. En as ons dan vandag nadink daaroor, dan staan dit vir my soos 'n paal bo water. Dat hierdie gemeente en die gemeente Kogelberg se lewe in die eerste plek geanker is in die onveranderlike trou van die drie-enige God. En as ek dit besef, vriende, dan sien ek met opwinding uit na die volgende 55 of 550 jaar. Want God sal nooit verander. En daarvan kan ons seker wees. En die eerste taak van 'n gemeente, my insiens, is nie noodwendig net om 'n goeie erediensbelewenis vir sy lidmate te gee, of 'n hele huisgesinprogram, of 'n uitreikprogram. Dit alles natuurlik, dit vloei vooruit. Maar die eerste opdrag van 'n gemeente moet altyd wees om te sê, hoe bly ons getrou aan die verkondiging van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. Dis waar dit alles begin in 'n gemeente se lewe. Daar wil ons vanmôre saam lees uit 2 Timoteus 3, hierdie teks op die bord.